Gees van God, U is die asem van die skepping, die wind van verandering wat deur ons lewens waai. U maak ons oop vir nuwe drome, nuwe hoop en nuwe lewe in Jesus Christus. Vergewe ons wanneer ons denke toe is en ons onsself verskans teen nuwe moontlikhede. Ons klou so maklik aan die verlede vas, eerder as om oop te wees vir wat U vandag deur ons wil doen. Vergewe ons wanneer ons oë toe is vir die nood van die wêreld, blind vir geleenthede om in liefde te dien. Vergewe ons wanneer ons hande toe is en ons gawes en besittings net vir onsself hou. Vergewe ons wanneer ons harte toe is en ons liefde beperk bly tot onsself en die mense naaste aan ons. Gees wat nuwe lewe gee, vergewe ons. Breek die mure van ons selfsug af, sodat ons oop sal wees vir U liefde en gewillig om U wêreld met liefde te dien. Ons bid dit deur Jesus Christus ons Here. Amen. Luke 12. Take care. Protect yourself against the least bit of greed. Life is not defined by what you have, even when you have a lot. He continued this subject with his disciples. Don't fuss about what's on the table at meal times, or if the clothes in your closet are in fashion. There are far more to your inner life than the food you put in your stomach. More to the outer appearance than the clothes you hang on your body. Look at the ravens, free and unfettered, not tied down to a job description, carefree in the care of God. And you count far more. Has anyone, by fussing before the mirror, ever gotten taller by so much as an inch? If fussing can't even do that, why fuss at all? Walk into the fields and look at the wildflowers. They don't fuss with their appearance, but have you ever seen color and design quite like it? The 10 best dressed men and women in the country look shabby alongside them. If God gives such attention to the wildflowers, most of them never even seen, don't you think He'll attend to you, take pride in you, do His best for you? What I'm trying to do here is get you to relax, not be so preoccupied with getting, so that you can't respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things. But you know both God and how He works. Steep yourself in God reality, God initiative, God provisions. You'll find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. You're my dearest friends. The Father wants to give you the very kingdom itself. Be generous. Give to the poor. Get yourself a bank that can't go bankrupt. A bank in heaven far from bank robbers, safe from embezzlers. A bank you can bank on. It's obvious, isn't it? The place where your treasure is the place you will most want to be and end up being. What is enough? Enough. These few words are enough. If not these words, this breath. If not this breath, this sitting here, this opening to life, we have refused again and again until now. Until now. David White.
Daar is min plekke wat my so hartseer maak soos 'n casino. Nie omdat ek die mense daar oordeel of neerkyk op hulle nie. Trouwens, ek dink dis omdat ek van jongs af geweet het, ek het nogal 'n verslawende persoonlikheid. Ek hou van 'n rush, dat ek geweet het, dwelms en dobbel is vir my taboe. Anders gaan ek nie 'n familie oor hê nie, of daar gaan niks oorbly van my familie nie. Ek dink is eerder omdat ek myself daar herken, omdat dit eintlik 'n fisiese uitbeelding is van hoe dit in die wêreld is. Die ligte bly aan. Niemand daar binne moet herinner word aan die natuur se ritmes en aan lig en donker nie. En sommige mense dobbel met 'n nappy aan. Nie omdat hulle siek is of nie toilet toe kan gaan nie, maar omdat hulle nie wil gaan nie. Hulle is te bang, hulle mis hulle volgende kans. Selfs die paar minute wat dit neem om badkamer toe te gaan, voel soos 'n risiko. Hulle kan nie die kamer verlaat nie, hulle kan nie wegstap nie. En miskien het jy nog nooit gedobbel nie en is dit vir jou vergaande. Maar is dit? Jy is so vasgevang deur die moontlikheid van meer en nog, dat jy jou menslikheid en menswaardigheid prysgee. Is dit vergaande? Of is dit nie iets wat ons almal op 'n manier iets van weet nie? Ons almal se doeke en dummies lyk net anders. Dit wat ons gebruik om ons menslikheid, ons afhanklikheid en behoeftes weg te steek, te onderdruk en stil te maak. En dit wat ons gebruik as dummies, as fopspene, om ons angs en ons gewetes te sis. Die doek is eintlik net 'n metafoor vir ek kan nie rus nie, ek kan nie oorgee nie, ek moet 24/7 op my hoede en waaksaam wees, anders stort die wêreld ineen. Dit gaan eintlik oor veel meer as geld. Dit het alles te maak met vertroue. En dis nie 'n ekonomiese dilemma as sulks nie, dis 'n geestelike een. Want al sê prediker, hy wat geld liefhet, kry nooit genoeg geld nie, kan ons geld vervang met enigiets anders. By die AA sê hulle, one drink is too many, and 1,000 is never enough. Epicurus het gesê, nothing is enough for the man to whom enough is too little. Eddie Vedder sing in sy song Society, it's a mystery to me. We have agreed to which we have agreed. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. En ons stry in ons gebeendere hiermee van kleindagie af. Myne, myne, myne. Hey mama, hey. Meer, nog. Want as les werklik more is, hoe hou ons dan skoor? En die skoor is deel van ons core. Nie ons essence nie. Hoe ons onsself begin vermom het. Dis die game wat ons hele samelewing speel, soos Monopoly. En hoe lekker is daai persstraat? Nes Monopoly. Behalwe dat ons nie die papiergeld en die bord en die mannetjies kan terugpak as ons klaar gespeel het nie. Nou is dit reël. Nou lê ons wakker. En dis nie vreemd nie, ek hoef amper nie onskuldig te voel daaroor nie. Hoekom lê ek dan wakker? Ek het mos armed response aan my kant. We have agreed to which we have agreed. Ek het myself baie lank gekastei en soms nog steeds oor my quest na
na meer. Wat ek besef het, die soeke is nie die probleem nie. My ware versigtiging is na heelheid. Nie net myne nie, joune ook. Voltooidheid, diepte, waarheid, as jy wil. Liefde, of jy wil of nie. Dis 'n edelsoeke en een wat diep in ons elkeen geplaas is, daai ewigheid in ons hart. Dis die maniere waarop ek soek. En die goed wat die media op ons rekenaars, op ons skerms, die borde langs die pad, en die media in ons koppe opdis, wat ons soeke in versoekings laat ontaard, wat ons soeke in onversadigbare rigtings instuur. Net nog daai boek, net nog daai stukkie insig, net nog daai gadget, net nog daai paar skoene, dan sal ek die pad kan loop, my lam, dan sal ek heel wees, dan is die prentjie voltooi. Greed and gold, forever the loneliest road. Iemand het eendag gesê, hebsug of gierigheid is 'n vet demoon met 'n klein mondjie. Wat jy hom ook al voer, gaan nooit genoeg wees nie. En as ons begin dink, die demoontjie is net op 'n geld en goed dieet, het hy ons presies waar hy ons wil hê. Hy is eintlik 'n totale omnivoor. Soos 'n bander wat 'n bietjie bandmense nog, en 'n bietjie roomys eet. En bietjie vir bietjie word hy baie dik. Hy floreer ook op kennis, mag, moralisme, komplimente, enige iets wat nie versadigingspunt bereik nie, enige iets wat jou vergenoegdheid steel, enige iets wat jou uiteindelik jou hart laat opgaar. Die Bybel sê, guard your heart, en Mammon sê, hoard your heart. In die hoofstuk in Lukas wat ons gelees het, waar Jesus waarsku, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, sê hy ook, moenie julle bekommer of kwel nie. En die Griekse woord vir bekommer beteken letterlik om in verskillende rigtings uit mekaar getrek te word, of om in stukke geskeur te wees. Soos die arme dobbeldrommel wat nie kan knyp nie en nie kan laat gaan nie. Wat nooit werklik hier is nie. Altyd in die volgende hand leef, die volgende belegging, die volgende salaris, die volgende bonus, die volgende geleentheid. En tog gaan hierdie skrifgedeelte oor meer as geld en bekommernis. Dit gaan oor vertroue, wat seker maar eintlik die teenoorgestelde of die ruspunt, die kuur vir bekommernis is. En vertroue lei altyd na rus. Die hoofstuk begin met die man wat sê, meester, sê vir my broer om die erfenis te deel. Hy dink sy probleem is geld en Jesus antwoord, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Die woord beteken letterlik die begeerte om altyd meer te hê. En dan vertaal Eugene Peterson dit op sy wonderlike manier. What I'm trying to do here is to get you to relax. Not be so preoccupied with getting. Wat is die gevolg daarvan? So you can respond to God's giving. As ons preoccupied is met meer, nog, kan ons nie antwoord op God se gee en God se genoeg nie. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep yourself in God reality, God initiative, God provisions. You'll find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. You are my dearest friends. The Father wants to give you the very kingdom itself. God se realiteit,
God se inisiatief en God se voorsienings. Ek wil net 'n paar dingetjies oor elkeen van hierdie 3 sê, wat eintlik vir my die evangelie opsom. Hoe lyk God se realiteit? Wat is werklik? So Mammon sê, jou bankrekening. En Jesus sê, jou vader. Dis 2 verskillende realiteite. En nou het ek net weer die geld voorbeeld ingespan. Daar's so baie stemme wat vir ons probeer sê, wat vlietend is werklik. Maar soos A Course in Miracles mense leer, nothing real can be threatened. Dis die lakmoestoets vir wat werklik is. Niks wat werklik is kan bedreig word of weggeneem word nie. Nothing unreal exists. Hierin lies the peace of God. Ek het nodig om daagliks myself hieraan te herinner. En ek ken nie 'n beter manier as om in stilte te gaan sit nie. Dit kom nie vir my natuurlik nie, dis nie vir my maklik nie, dis meestal nie vir my lekker nie. Maar dis vir my ongelooflik belangrik. Dis vir my wesenlik om die realiteit te kan sien of ervaar, om te kan sit en om te sien hoe alles wat ek dink en voel kom en gaan. Hoe dit die ritme van die lewe is, kom en gaan. Om die ritme van gee en neem wat my asem aangee te ervaar. Om al my illusies in die gesig te staar en te weet, ek is nie dit nie. Henry Nouwen se advies, of eerder sy hinkering. Oh, if we could sit for just 1/2 hour a day doing nothing except taking a simple word or phrase from the Bible and holding it in our heart and mind. The Lord is my shepherd, I shall not want. Say it 3 times. We know it's not true because we want many things. And that is exactly why we're so nervous. But if we keep saying the truth, the real truth, the Lord is my shepherd, I shall not want, and let that truth descend from our minds into our hearts, gradually those words will be written on the walls of our inner holy place. And that becomes the space in which we can receive our colleagues and our work, our family and our friends, and the people we will meet during the day. En terwyl hy ons nou in Psalm 23 herinner het, my woord vir God se realiteit is eenvoudig, is. Ek sal later die sin, die vraagsin by mekaar sit. Is. What is plenty, but more is never enough. Hoe lyk God se inisiatief? Wel, om jy te begin, dit is God se. God is die skepper. God roep ons altyd eerste. God het ons in wording gespreek en die beste wat ons kan doen is om te antwoord. Dit is ons enigste verantwoordelikheid. Ons kan net reageer op sy roepstem. Wat dit verder beteken is, wat ons het, kom van God. Is God se. Wie ons is, kom uit God. Is God se. Mammon sê, jy moet eers beweeg. God sê, ek het reeds beweeg. Kyk na die voëls, kyk na die lelies, kyk na Christus. Die woord inisiatief beteken eintlik om in te gaan. Entrance. En dan dink ons aan Jesus wat ons menslikheid ingegaan het, betree het, sy intrek in 'n vel geneem het. God wat besluit het, hy bly nie op 'n afstand nie. Hy kom dra 'n doek. Hy kom kry koud en warm. Hy kom raak honger. Hy kom slaap nodig kry. Hy kom as mens genade betoon aan mense. Genade begin altyd by God, nie by jou nie, nie by my nie. En hoe herinner ons onsself daaraan? Deur te gee.
jou goed, jou geld, jou tyd, jouself, deur aandag te skenk, veral vir mense van wie jy niks kan terugverwag nie. Ons sê altyd, ag man, ek rol sommer 'n klip uit die pad uit vir jou, want ek weet môre doen jy dit weer vir my. Jy rol 'n klip uit iemand se pad, wat dalk nooit 'n klip uit joune sal kan rol nie. Dis wat die diepte van die 10de ook is. Dis meer as 'n Ou Testamentiese wet. Dis 'n oefening in onthou en onthou. Wat ek het is God se. My lewe is 'n antwoord op sy inisiatief. En Eugene Peterson noem dit 'n bank waarop jy kan bank. I say, be generous, give to the poor, get yourselves a bank that can't go bankrupt, that can't be threatened. A bank in heaven, far from bank robbers, safe from embezzlers, a bank you can bank on. It's obvious, isn't it? The place where your treasure is the place you will most want to be and end up being. Die meeste Enneagram leermeesters tref dan ook 'n interessante onderskeid as hulle sê dat vrygewigheid is nie die virtue wat aan die ander kant van die munt van hebsug lê nie. Dis onverknogtheid, non-attachment. Die vraag is nie eintlik hoeveel ek gee nie. Die vraag word, hoeveel hou ek terug? En dis duidelik uit 'n klomp van Jesus se gelykenisse, is my hart oop en vry en vol ruimte vir wat ook al lewe vandag inhou, of is dit benoud en beknop en uit asem uit? David White se woorde, this opening to life we have refused again and again. Andrew Murray het gesê, we ask how much a man gives. Christ asks how much he keeps. Wat hou jou terug? En dan die groter vraag, wat hou jy terug? Want dis eintlik wat jou terughou. Henry Nouwen se gebed, omdat hy weet hoe moeilik dit is. Ek sal afsluit daarmee, saam met julle. My woorde vir God se inisiatief op grond van Psalm 23 is weer eenvoudig. Die Here. Hoe lyk God se voorsiening om mee af te sluit? In Lukas 12 vers 30 lees ons, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. Die Griekse woord beteken hulle jaag voortdurend daarna. En Jesus sê, julle Vader weet reeds. Letterlik, hy sien reeds. In Genesis 16 noem Hagar vir God El Roi, die God wat my sien. En in Lukas 12 herhaal Jesus oor en oor, julle Vader weet, julle Vader sien. Mammon sê, as jy nie self voortdurend waak nie, sal niemand na jou omsien nie. Jesus sê, nog voordat jy vra, voordat jy jaag, voordat jy bereken, sien jou Vader reeds. En hoe word ons daaraan herinner? Deur die eenvoudige ritme van 'n week, ons lewensdae wat God ingestel het, en ek ken geen ander manier nie. Die Sabbat, die rustdag, nie bloot jou afdaggie nie. Dis die weeklikse oefening om te glo dat die wêreld nie deur my waaksaamheid aan mekaar gehou word nie, maar deur die God wat reeds sien, reeds weet, reeds voorsien. Ek dink dis die diepste betekenis van God se realiteit en God se inisiatief en God se voorsiening om in 'n wêreld te leef waarin God altyd eerste aan die werk is, sodat ons uiteindelik die vrymoedigheid sal kan hê om op te staan van Mammon se tafel, van Blackjack se tafel, van my eie werkstafel, meestal, om aan God se tafel te gaan sit.
Miskien wonder jy hoe mens kan weet dat jy in geloof bely, dat jy God vertrou, of op papier bely dat jy God vertrou, maar dit nie regtig doen met jou hande en jou hart nie, of wat jy by iemand anders se tafel sit. Ek dink nie dis wanneer jy baie geld het nie. Jy kan ontspan. Dis wanneer jy nie meer kan wegstap nie. Nie van jou werk nie, nie van jou foon nie, nie van jou portefeulje nie, nie van jou e-pos nie, nie van jou markte nie, nie van jou angs nie, nie van die casino nie. En dan dra ons almal op een of ander manier 'n volwasse doek. Want ons glo as ons net vir 5 minute opstaan, gaan die wêreld uitmekaar val. Die Sabbat is nie net rus nie, dis vertroue in praktyk. Walter Bruggeman skryf dat die Sabbat die daad is waarmee Israel verklaar, Farao is nie meer my voorsiener nie. En dis geweldig, want Egipte het gesê, meer, nog, produseer, nog bakstene, meer bakstene. En God sê, genoeg, hou op, vir een dag. Niks gaan ineenstort nie. Kyk hoe draai die wêreld sonder jou. Kyk gou, sien jy? Is dit nie ongelooflik bevrydend nie? Jy het nie 'n doek nodig nie. Jy kan gaan piepie. Jy kan gaan eet. Jy hoef nie meer te knyp nie. Jy kan laat gaan. Jy kan bietjie bene rek en opstaan, of as jy die hele week gehardloop het op die hamsterwieletjie, kan jy bietjie gaan lê, as jou bene lam is. Draai gou jou rug op meer, en kyk hoe lyk genoeg. En my woorde vir God se voorsiening is, my herder, terug na Psalm 23, en dan word die vraag gevra, realiteit is, inisiatief, die Here, voorsiening, my herder. En hoe weet ek dit? Ek kom niks kort nie. Die Here is, niks sal. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here se is, word my sal. In 1 Timoteus staan daar, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Ek wil jou nooi om saam met my hierdie gebed van Henry Nouwen te bid, en miskien om dit in jou lyf ook te voel soos ons bid, om jou hande aan die begin saam te klem, miskien jou vuiste te bal, soos asof jy vasklou aan iets, en dan mettertyd, soos die gebed aangaan, en jy die woorde hoor, jou hande oop te maak, op jou skoot, of op jou tafel, of waar ook al jy is. Dear God, I am so afraid to open my clenched fists. Who will I be when I have nothing left to hold on to? Who will I be when I stand before you with empty hands? Please help me to gradually open my hands and to discover that I am not what I own, but what you want to give me. Amen. Ek hoop jy kan hierdie week jou geklemde, gebalde, gesweete vuiste oopmaak, bakkant staan en ontdek wat dit is wat God vir jou wil gee. En so gepraat van gee, baie dankie vir almal wat aanhou gee en hierdie platform aanhou moontlik maak. En teen hierdie tyd weet jy al die SnapScan kode is daar en die bankbesonderhede is op die web. 'n mooi oop week vir jou.